Eerskomende Sondag vier ons Pinkster Sondag. Dit is die uitstorting van die Heilige Gees wat ons gaan vier. Dit is 'n baie belangrike oomblik vir gelowiges. En in aanloop tot hierdie Sondag gaan ons sommer hierdie week elke oggend net so 'n bietjie van 'n bietjie gesels rondom die Heilige Gees en spesifiek oor wie jy is en die Heilige Gees. So 'n bietjie gesels oor hoe jy jou identiteit moet verstaan as 'n Jesus volgeling en as 'n Jesus mens. As jy jou vertroue in hom gestel het, hoe moet jy dink oor die Heilige Gees ook? En ek wil hê vanoggend sommer net moet jy verstaan die belangrikheid van die Heilige Gees se rol in die totstandbringing van jou nuwe identiteit in Christus. In Matteus 16 vers 17 is Jesus in 'n sekere streek en hy wil weet wie sê die mense is hy? En dan vra hy later vir sy disippels, maar wie sê julle is ek? En dan sê Petrus, U is die Christus, die Seun van die lewende God. En dan sê Jesus vir hom, gelukkig is jy, Simon, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie. Vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Geen mens kan by daai realisering uitkom nie. Geen mens kan tot by daai besef kom dat Jesus die Seun van God is sonder die Heilige Gees nie. Dis die Heilige Gees wat die openbaring moontlik maak vir elke mens. Dis net die Heilige Gees wat jou by 'n plek kan bring wat jy verstaan dat jy ingesluit is in daardie groot werk van Jesus Christus aan die kruis waar hy vir die wêreld se sonde gesterf het, dat hy die volle prys betaal het en dat hy opgestaan het uit die dood en dit moontlik gemaak het vir jou en vir my om in 'n nuwe verhouding met God te kan leef. Dis slegs die Heilige Gees wat daai besef in 'n mens kan bring. En dis hoekom dis waar die Heilige Gees se werk so primêr en belangrik is. Elke mens moet die Heilige Gees so verstaan. Maar dan sal ook die Heilige Gees bring ons nie net tot by hierdie nuwe identiteit en 'n nuwe posisie in Christus nie. Die Heilige Gees kom lê ook hierdie nuwe identiteit in ons lewe vas. Hy kom lê dit vas. En daar's 'n versie wat baie keer al verwarring gebring het, Johannes 16 vers 8 tot 10, waar hierdie versie wat sê, die Heilige Gees, hy oortuig die wêreld van sonde en van oordeel en van geregtigheid. En dan het baie Christene al gevoel, baie gelowiges het al gevoel, maar moet ons nou die Heilige Gees verstaan, die een wat ons heeltyd oordeel, en die Heilige Gees wat ons heeltyd skuldig laat voel? Nee. Die Heilige Gees oortuig die wêreld van sonde, en die Heilige, dis nie sy rol vir jou en vir my as Jesus volgende, want ons is nie meer van die wêreld nie. Ons is nou nuut gekoop en ons behoort aan Jesus. So die Heilige Gees se werk is nie om jou te oortuig van jou sonde en hy loer nie heeltyd oor jou skouer nie. Nee, dis nie wat hy doen nie. Maar wat hy wel doen is hy kom herinner jou heeltyd aan jou nuwe identiteit in Christus. En die oomblik wanneer jy buite daardie nuwe identiteit en daai nuwe karakter en daai nuwe posisie in Christus, die oomblik wanneer jy buite daai posisie begin beweeg, dan herinner hy jou wie jy eintlik is. Jy's eintlik 'n kind van God. Jy's eintlik nuut gekoop, nuut gebore, skoon gewas, en die Heilige Gees kom en hy herinner jou aan wie jy werklik is. So die Heilige Gees se rol is, hy het nie gekom om soos 'n polisieman oor ons skouer te loer nie, of soos 'n onderwyser wat jou wil bykom as jy oortree het. Nee, nie alle onderwysers doen dit nie, vergewe my, maar die Heilige Gees loer nie oor jou skouer nie. Die Bybel sê 2 Korintiërs 5 vers 21, God het Jesus wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Die Heilige Gees kom, die oomblik as ons uit karakter optree, die oomblik as ons verkeerd optree, dan kom die Heilige Gees en hy sê, God het jou gemaak, die geregtigheid van God in hom. Dit is jou posisie, dis jou identiteit, en dis soos jy oor jouself moet dink. So, wie jy is en die Heilige Gees. Die Heilige Gees is kosbaar. Hy is die derde persoon van die drie-eenheid. En hy kom woon in ons deur sy volheid. Hy herinner ons aan wie ons is in Jesus Christus. 'n geseënde dag, ons gesels weer.